guys, I love the weather. It's raining. So I'm ready. I'm just waiting for Sister Cecilia to pick me up. She said she's on her way, and then we are gonna head to Bruno. Pizza. Heavenly Father, every single thing of tonight we give it into your hands, oh God. Heavenly Father, we declare in the name of Jesus that this place is blessed in Jesus' name. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we cancel every distraction in Jesus' name. Lord, we cancel every plan of the enemy in the name of Jesus according to Psalms 35. Father, we declare in Psalms 18, oh God, that you have set this table in front of us. In front of our enemies, oh Thank you, Jesus. Hy het 'n future, hy het 'n toekoms en hy het 'n hoop vir ons. Halleluja. Nou wil ek die gesag van Carlos begroet. Wees gegroet. Ons Lofiet, man van die Here, is gegroet, is geseën. Ons sangers, mag die Here is seën en dra vanaf. Halleluja. Beloved, dan wil ek ook spesiaal die mammies, die omas, die susters, die dogters, die aunties, die niggies vanaand ook verwelkom. Maar meestal die vroue van die Here verwelkom in ons lewe. Halleluja. Net die feit dat u opgedag het vanaand beteken dit dat u gewillig is dat die Here u moet verander. Halleluja. Net soos die vrou wat in bloedvloei geloop het, hy geleef. Sy het geweet, as hy net kan aanraak. Net soos ons vandaag weet, as ons net as hy teenwoordig kan wees. Halleluja. Dan is daar vrede, daar is hoop, daar is lewe in Christus. Prys die naam van die Here. Geliefdes, mag u die harte oopmaak. Mag u elke gedagte wat inkom, wat nie van die Here af is nie, gevangen neem in die naam van Jesus. Halleluja. En mag hy toelating kry om te maak predikskap soos wat hy wil. Prys die naam van die Here. So ons gaan sing, ons gaan die Here prys, ons gaan hom loof en ons gaan hom
Want ek het op 'n tyd 'n standende gebedsvrou geraak. En dit het net gewys. Pride take over. Pride take over in the sense of who am I bowing down to? Die eerste aan se vraag was watter God, voor watter God buig jy? Dit was uit die boek van Daniel 3. Waar Abednego, Sadrak, Mesach, hulle voor hulle se God gebou het. Terwyl Nebukadnezar sy God voor sy God gebou het. Wie is die God voor wie jy buig? And it brought a big question mark in myself. Who am I bowing down to? Who is the God that I'm bowing down to? Die dynamiek was so profound geweest dat my geestelike lewe verander het. With the thing of, kyk as jy stand in bid, verskil van die manier van gebid wat jy doen wanneer jy bou. Jy sal staan en jy sal vlieg met die woorde, maar when you bow down, you are no more yourself. You are surrendering to someone that is higher and bigger and greater than you. So that is what ek gaan experience it. Not only do that change, daar was net die 'n groot impact spiritually, maar also physically. I mean, it was a weekend waar jy vir jouself moet bevraagteken om vir jouself te bevind waar jy met God staan. So for me it was great. En die Sondag is die religious saving van my gebreek. Because God moved powerfully Sunday. Protocol was broken. Brother Kingsley se ma het daar 'n woord gepreek. God is abnormaal. And it was really true. Or it is really true. God is abnormal. Ons gaan met die gedagte van what you want, what you expect, but then forgetting that there is somebody that is in control and can change things. So this will getuienis. Hallelujah. Amen. Hallelujah, praise die naam van die Here. May that be also, mag dit ook vir ons definitief die vraag. Vraag. Praise die naam van die Here. En weer gaan word. Nadat ons die antwoord gekry het, suster, baie dankie, mag die Here u ryklik seën. En hy mag hy nog vir u meer en meer openbaar wie hy is en wat hy van ons verwag. Amen. Geliefdes, ek gaan nou vir Suster Mewa vorentoe roep, dat sy vir ons 'n bietjie dien met die woord van die Here. Amen. Ek sien uit, die Here gaan u seën, en die Here gaan ons seën weer. Amen. Met die boodskap. Amen. Ons eer die Here. Altyd, maar altyd. Yes. En ek sit daar en ek dink, hierdie vroue van die Here is besig om my boek leeg te maak. Yes. Maar ek het 7 bladsye. Maar die leiers kan getuig van die 7 bladsye sal daar seker net 1 blad gepreek word. Dit is hoe dit werk. Soms ons doen nie ons eie ding nie. Ons doen wat die Gees van God wil hê ons moet doen. Halleluja. Amen. Jesus het net gedoen wat hy sien sy Vader doen. Amen. Praise the Lord. So dit is regtig vir my vanaand 'n voorreg. En ons kuier, ons is mos die naweek hier. Ja, daar is geen nasie.
Ek het gepak, Suster Maureen. Ek het 3 dae se klere en nog 'n ekstra dag se klere ingesit. Amen. Ons kuier, ons sê assegie. As jy wil slaap, moet jy maar huis toe gaan. Maar ons kuier hierso. Praise the Lord. Amen. Cecilia, Sister Cecilia, I acknowledge you, our sister in Christ. Amen. Thank you for coming. Dit is 'n goeie gebaar. Amen. Translate tog daar, profeet. Praise the Lord. Wow. Dit is 'n goeie gebaar. The Lord knows why we all should be here tonight. Yeah. Yes. Definitely. May we align and surrender to hear what the Lord has to say. Vroue oprig wat die hart van Miriam sal hê. Yes. Wat lofsange sal sing, dat 'n nasie sal verbly, dat hulle sal verbly in die Here. Amen. Praise die Here. Die Here wil vroue oprig wat hom sal aanbid. Wat liedere sal sing tot eer van hom. Sodat die nasie bevry kan word. Yes. Hy wil vroue oprig om die swaard te neem en die stryd die teenoorgestelde rigting te stuur. Hallelujah. Soos ons weet, gaan daar baie dinge huidiglik op hierdie wêreld aan. Dinge wat ons nie eintlik verbaas is nie, wat die woord van die Here kom tot in vervulling. Dit is alles opgeteken in die woord van die Here. Wat sal gebeur, al die dinge wat gebeur, ons sien dit aan. Maar vir die wat nog in gevangenis is, wat verblind is, vir hulle jaag dit jaag angs in hulle op. Maar dit is hoekom daar vroue is wat moet intree vir hierdie mense. Amen. As 'n saak mos nie reg is nie, moet ons soms iets daaraan doen. Yes. Maar die Here wil hê ons moet nie die gereg in ons eie hande neem en ons eie ding doen nie. Hy wil hê ons moet eerder buig voor hom in gebed. Hy wat alles besit. Hy wat die koning is van hierdie aarde ook. Die gesag wat hierdie gode op hierdie aarde het, is van hom af. Daarom wil die Here hê ons moet buig in gebed en tot hom bid. En daardie grote God sal beantwoord. Amen. Hy sal ons nie laat bid en nie antwoord nie. Ek het nou so 'n paar psalms en skrifte. Elkeen het sy eie opskrif of ja, wat ek sal sê oordenking. So die kernskrif is uit Job 8 vers 7. Amen. Daardie skrif is ons oordenkingsskrif. Halleluja. Dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Iewers moet ons begin. Maar ons kan nie net by enige plek begin nie. Op enige manier begin nie.
na hoe klein jy is vandag, in geloof is nie. Die Here sê, jou begin kan gering wees, maar jou einde baie groot. Amen. Jy sal sterker eindig. Dit is wat die woord van die Here is. Amen. Prys die Here. Vandag sien hulle jou nie raak nie, maar daar is 'n einde. Hulle sal nie verby jou kan loop nie. So groot sal die Here jou ophef. Yes. Dit is die belofte uit die woord van die Here. Jy kan vandag baie of dink jou gewete dra nie krag nie, jy is so swak. Jy het nou eers tot inkeer gekom. Jy ken nie baie van die Here nie. Jou geloof is nog wankelrig. Jou begin mag gering wees, maar jou geloof sal sterker en groter wees, beloof die Here. Amen. Die tema vir hierdie naweek, dit is waar ons moet begin. Buig in gebed voor die aangesig van die Here, aan wie alles behoort. Alles het deur hom ontstaan. Moenie laat ons buig voor ander gode nie. Laat ons buig voor die Skepper van die hemel en die aarde. Hy ken alles. Niks wat hier beweeg en staan en gebou is, en hy het ook geweet hoe groot moet Krono wees. En groter sal dit wees in Jesus naam. Amen. Yes. Yes. Want hy seën die minste. Dit is verklaar, dit is 'n naweek van gebed. Amen. Ons sal bid sonder ophou. Yes. Ons kan nie sê ons het genoeg gebid nie. Nee. Ons kan nie sê ons bid reg genoeg nie. As jy in 'n sekere opsig wil sterker word, soos ek alreeds genoem het, moet jy iets daaraan doen. En as jy sterker wil word in geloof, dan moet jy die woord van die Here luister Amen. en hoor. Faith comes by hearing, and by hearing of the word of God. Nie enige iets anders nie. Ek praat spesifiek van geloof. As ons wil hê, ons moet glo wat die Here sê, terwyl dit so mossig gaan op hierdie aarde. Maak seker jou fokus is saam op Jesus, die leidsman en die volëindiger van ons geloof, van hierdie pelgrimsreis. Dierbaar as ek dit besef, dit is nie die storms en die golwe wat ons laat sink nie, maar dit is omdat ons fokus verloor het. Amen. Soos Petrus, hy het angstig rondgekyk, die oomblik toe hy sy fokus op Jesus gesit het, toe kon hy op die water loop. Maar die oomblik toe hy nou rondkyk, dis waar hy fokus verloor het en dis waar hy kon sink. So op daardie noot wil ek met daai psalm sê, die Here sal jou verlos. Amen. As ons fisies ook wil sterk word, moet ons oefen. En ons ken ons oefen nie. Maar liggaamlik moet ons ook sterk is. Want dit bid ons
ons uit. Die aanvalle, die lewe put ons uit, dit dreineer ons. So liggaamlik moet ons ook sterk is. Maar hierdie oefening kan ons nie net een keer doen nie. Deur die herhaling van oefening sal ons sterker word. En dan sal ons die resultate wat ons vergeet, wat ons wil sien aan die einde, sal ons hê. Maar dit sal nie kom deur net een keer oefen nie. Jou geloof sal nie sterker word as jy net een keer die woord van die Here lees en wil hoor. Herhaaldelik moet jy dit doen. Al moet jy geestelike boeke, al die ander goed ook bring of lees, deurgaan. Maar iets moet jy doen, aanhoudend. Jesus. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Amen. Weer en weer. Doen dit oor en oor. By tye voel ons, ek het nog genoeg gebid. Ek kan nou nie meer op my knieë sit, ek gaan nou 'n bietjie sit of ek gaan nou 'n bietjie staan of ek bid dat die Here ons die krag sal gee om sterker te word. En sal volhard in gebed. Dat hy ons sterker sal maak in alle areas waar ons krag nodig het. Amen. Markus 1 vers 35. So ons het in vers 18 van Psalm 55 gelees, die tye wat ons, of wat David gebid het, saans, morgens en smiddags. Dit was nooit te veel vir hom om te bid en om die Here te soek en om aan te roep nie. Halleluja. Amen. So op daardie noot bring ek Markus 1 vers 35. En hy sê jy kan 'n wonderlike dag hê. Smorgens, as jy oggend bid, dan kan jy 'n wonderlike dag. Ja. Amen. As jy nie bid nie, hoeveel keer heb jy opgestaan en niks gebeur soos wat jy wil hê nie. Dan moet jy teruggaan. Het ek gebid. Dat is toch zo waar. Dit begin daar. Waarheid. Moenie vir Satan blameer nie, want Satan het die kans gesien en hy het jou dag. Hy kom ingemeng in jou dag, want jy het nie gebid nie. Moenie wonder wat het nou hier gebeur. Hoe dis 'n blou maandag en dis 'n watse maandag. Die maandag hoef nie blou te wees. Hoef nie pink. S'morgens moet jy die dag bepaal. Amen. Stuur die dag in die rigting wat jy wil hê. Amen. Command your day. Apostel Martin gesê, command your day. Moenie dink die Here is goed, hy is barmhartig en hy is genadig en hy sal net vir jou gee. Tot laat die baas vir jou inroep. Dan ben jy bietjie so. Dis nie nodig om te bewe nie, want jy klaar die dag gemaak. So jy gaan met vrede. En jy gaan sit en jy luister. Jy hoef niks te sê nie, jy luister klaar. En die Gees van God sal vir jou so beheer. En jy sal sien waarlik, jy die hulp van die Here nodig. In hierdie daglikse lewe het jy die hulp van die Here nodig. En die hulp van die Here kan ons net deur gebed vra. Amen. Gebed is 'n kommunikasie. Ons is soos in 'n verhouding met die Here. Ja. Yes. So in enige verhouding, daar moet ons kommunikasie is. Ja. Yes. Ons moet mos sê vir mekaar hoe ons voel. Ja. Ja. In alle eerlikheid. Praat dan met die Here in die
bid in die oggend dat daardie kind 'n gehoorsame kind sal wees deur hierdie dag. Wanneer ons stuur hulle skool toe, en as die rapport kom, dan hoor ons eens die kind was nie by die skool nie, en wanneer gebang, en dit gaan niet aan. Maar ek besef, apostel, dit is tyd dat die Here moes begin praat met ons vrouens. Ons het ook besig geraak met ons huise wat ons gekry het van die Here af. Ons het ook besig geword met die kinders wat ons gekry het van die Here af. Ons het ook besig geword met die werke. Soos Martha, dit is hoekom ek sê, daar was ook die fondasie gelê op daardie skrif van hierdie woord, 'n gedeelte van daardie woord. Ons het besig geraak. Ons maak nie tyd om te sit by die Here se voete. Net hy kan daardie kinders red. Al die begeertes wat ons begeer, al ons hartsbegeertes, dit is in die Here. Soms as ons gaan slaap, moet ons bid. As jy 'n goeie en 'n gesonde nagrus wil hê, dan moet jy bid. Want dit is tyd. Wanneer ons slaap, kom die vyand en hy kom saai. Maar as ons nie gebid het en ons gaan lê net, hoe seker is ons gees is oop om hierdie aanval wat miskien kan gebeur vir ons te red teen daai aanval. Ons kan ons aandheid en ons nag ook beveel in gebed. Dat ons 'n goeie en 'n gesonde nag is. Middagtyd, as ons vol geëet dan, wil jy mseens bid, jy is so kragteloos, want die kos was nou so lekker en ek kom agter, die kos is so lekker, ons eet sommer die hele bord kos op. Maar ek het geweet, die gees wat ook jou eet gewoontes ook beheer. Jy sal na die 2-3 lepeltjies gesê word, stop nou. Yeah.
Oh, Holy Spirit. Oh, Spirit of the living God. Spirit of truth. Oh, the Spirit that raised Christ from the dead. Come on, Holy Spirit. Manifest yourself. Manifest yourself, Spirit of the living God. Bring the spirit of religion. Die mens godsdienst, Here. Ons kom breek dit, Here. Met die autoriteit, Here, wat U aan ons gegee het, my koning. Ons kom teen daardie gees, Here. Mens godsdienst, Here.